Goeiedag. Ons dink hierdie week aan gebed en hoe dit ons aan mekaar verbind en ons menswees vorm. Dit is een van die oudste praktyke in die kerk reg oor die eeue om die psalms saam te bid. Die gewoonte van ou gebede bid, ander mense se gebede saam te bid, het vir my soveel waarde. Die waarde lê daarin dat ek nie met alles wat gebid word resoneer nie. En dit herinner my dat ek nie die middelpunt van dit wat God in die wêreld doen is nie. Dit het ook waarde, want ek leer hoe om oor goed te bid, sodat ek wel in 'n tyd wanneer ek dit gaan nodig kry, wanneer dit wel vir my relevant gaan wees, al geleer het hoe om oor daardie sake in gebed na God toe te kan kom. So die Bybel het wonderlike voorbeelde van verskillende soorte gebede wat ons so saam met ander kan bid. Elkeen van hierdie verskillende soort gebede vorm ons as mens, maar ook as 'n groep gelowiges. So een van die bekendste gebede in die psalms is sekerlik Psalm 103. Ek nooi jou uit om dit saam met my te lees. Van Dawid. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk. En dan ook, loof die Here, magtige engele wat sy opdragte uitvoer, sy bevele gehoorsaam. Loof die Here, alle hemelwesens wat hom dien en sy wil doen. Almal wat deur hom geskep is, loof die Here op al die plekke waar hy heers. Ek wil die Here loof. Psalm 103 vers 1 tot 5 en dan 20 tot 22. So, hierdie gebed herinner ons dat gebede meer as 'n lys versoeke is. Psalm 103 is 'n universele en gemeenskaplike oproep tot aanbidding. Almal in die hemel en op aarde word opgeroep om die Here te loof soos 'n simfonie van kollektiewe lof. In 'n kultuur wat ons aanmoedig om introspektief en individueel te leef, herinner Psalm 103 ons dat lof 'n ons oefening is en nie net 'n ek oefening nie. En hierdie soort saambid is eerstens 'n manier om te onthou, tweedens 'n manier om God se genade raak te sien en derdens 'n manier om saam alle lof aan God te bring. Wanneer ons in vers 2 saam bid, vergeet nie een van sy weldade nie, onthou ons saam God se goedheid, dat ons in hom vergifnis, genesing, verlossing, liefde, ontferming vind. Ons aanbid God nie op grond van hoe ons voel nie, maar op grond van wie hy is. Hierdie opsomming van 'n God se weldade is nie net persoonlik nie. Dit is gemeenskaplik. Israel het gereeld saamgesing oor wat God in hulle geskiedenis gedoen het. Hierdie Psalm anker ons as geloofsgemeenskap ons hele identiteit in God. En baie verder as net hierdie oomblik waarin ons nou onsself bevind. Wanneer Walter Bruggeman hieroor praat, dan merk hy ons dat die moderne wêreld so bietjie aan geheueverlies ly, maar dat ons nie so moet leef nie, maar eerder met die lang geskiedenis wat God met al die mense reg oor die eeue gestap het. En ons bring daardie geskiedenis na ons huidige oomblik toe. Gemeenskaplike lof help ons om te onthou wie God is en wie ons is in verhouding met hom. Vers 12 herinner ons aan God se genade. So ver as die ooste van die weste is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Psalm 103 leer ons om God se genade te erken en te vier.
God behandel ons nie volgens wat ons verdien nie. Elkeen van ons, ongeag van ons posisie in die wêreldse koninkryk, is gelyk voor God. Ons het almal God se genade ewe nodig en kan hom in dankbaarheid eer, dat God sy genade so oorvloedig aan elkeen van ons uitdeel. In aanbidding vier ons nie ons eie verdienste nie, maar die genade wat onbeskryflik groot is. Hierdie Psalm eindig in 'n kosmiese crescendo. Engele, hemelse wesens, die hele skepping word opgeroep tot lof. Dis 'n beeld van aanbidding wat alles en almal insluit. Hemel en aarde, individue en gemeenskappe. Dit laat my dink aan iemand wat gesê het, to live in tune with the reality of God's reign is what praise is all about. Wanneer ons saam loof, skep ons 'n kontrakultuur teen vrees en selfsug. Ons bely met ons gebede dat God regeer en dat ons sy mense is. En so, dalk sit jy vandag daar en jy het 'n paar mense saam met wie jy gereeld bymekaar kom en saam bid. En dan is die uitnodiging vir julle, wanneer julle saam bid, loof die Here, sodat julle kan onthou wie hy is en wat hy al in julle lewe gedoen het, sodat julle sy genade in julle lewe kan raak sien, en dat julle besef, julle kom saam met die hele aarde, wat gemaak is om hom te loof. Here, saam met Dawid wil ons U loof, vir al die goedheid, en ons bid Here dat ons nie een van U weldade ooit sal vergeet nie. Amen.